'n hartlike welkom terug aan professor Johan Willemse wat van dese week vir ons 'n baie interessante oorsig gee oor 'n jaar wat was. Skadegenade wil ook ons kliënte bedank vir hulle volgehoue ondersteuning in die afgelope jaar. Mag die komende feesdae vir ons almal weer eens 'n ryk herinnering wees van die wonder van ons Skepper se getrouheid en beskerming, liefde en genade wat hy vir ons het. Let wel dat Skadegenade se personeel deurentyd beskikbaar sal wees vir haalrapportering, eise en enige navrae tot ons weer gesels in Januarie 2026. Mag die jaar wat kom jou beste nog wees. Goeiedag Skadegenade kliënte, dis Johan Willemse, was so 'n bietjie afwesig gewees met ongesteldheid. Welkom terug, ek gaan so 'n bietjie 'n terugblik gee oor die jaar wat verby is. Ons is geneig om baie negatief te wees oor wat gebeur het, maar ek glo ons is deur die onderste draaipunt van 'n langer termyn siklus en dat die volgende jaar of 2 regtig vir ons baie beter gaan wees. So kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Ek dink die eerste punt wat vir my uitstaan, ten spyte van al die woelinge, ook in die internasionale mark en by meneer Trump, is daar 'n mark vir ons landbouprodukte. Ons mielie-uitvoere loop, ons vrugte-uitvoere loop, sitrusuitvoere was die nuwe rekord sitrusuitvoere en interessant, die meeste daarvan gaan na ons buurlande toe, Afrika-lande. En dan natuurlik die debat ook op die oomblik. Is daar 65 miljoen mense in Suid-Afrika of 95 miljoen. Die feit is, hulle het almal kos nodig om te eet en dit kom van kommersiële landbou. So ek is nie bekommerd daaroor nie. Dan die jaar wat verby is, die regering van nasionale eenheid. Ons kan baie daaroor praat, maar die punt is dat die staatsbegroting nek omgedraai met 'n BTW verhoging. Die in Oktober maand, November, ekskuus, die mediumtermynbegroting ook vir ons nuwe lig gebring. Die staat het nou uiteindelik besluit om sy uitgawes te besnoei. Sy uitgawes groei baie stadiger die volgende 3 jaar. Inkomste, dis nou inkomstebelasting bly maar groei. Maar belangrik is die tekortvoorlenings daal en skuld stabiliseer. So dis baie goed. Dit het ook aanleiding gegee tot kredietopgradering van die internasionale graderingsagentskappe. Ons is af van die sogenaamde gryslys. So staatsfinansies is stadig maar seker besig om onder beheer te kom. Dan rondom monetêre beleid, nuwe inflasieteiken van 3%. Ek weet ons is baie keer diep ontstel oor meneer Leganjas van die Reservebank se streng beleid, maar ons is op pad na 3% inflasiebasis toe. Dit beteken rentekoste gaan ook laer neig oor die volgende jaar of 2, maar belangrik vir ons om te onthou, ons gaan in 'n lae inflasie omgewing. Inflasie en prysstygings gaan nie noodwendig aan die orde van die dag wees nie. En dit het 'n groot klomp implikasies waarna ons moet kyk, maar die 3% teiken wat vasgemaak is, word regtig in 'n baie goeie lig gesien. So in die nuwe jaar verwag ons minstens nog so 1 persentasiepunt daling in rentekoerse. Dan as ons terugkyk ook, die rand het ons almal verbaas, die rand het al sterker geword, insetkoste het stabiliseer en selfs versterk. Oliepryse stabiel laer. Petrolpryse het gedaal, die enigste gelollery op die oomblik is dieselpryse en dit lyk of daar in die wêreld 'n tekort aan diesel is. Dan ook nog goeie nuus, die ekonomie is besig om kop op te tel. Die nuutste groeisyfers dui op 'n toename in die groeikoers. Die verwagting vir die volgende jaar of 2 is minstens so 1,5 na 2 persentasiepunte groei in die ekonomie. En dit is goed vir landbouprodukte, dit is goed vir die vraag na vleisprodukte. Natuurlik misdaad, infrastruktuur bly ons grootste kopseer en biosekuriteit, dis natuurlik, dit bly 'n groot tamaletjie met onkapabel leiers in ons organisasies en in die staat en dit is regtig 'n ekonomiese ramp wat nog 'n ruk met ons gaan wees, maar ek glo eers gaan die sweer oopbars en gaan ons tot 'n nuwe begin kom. Dan wat die grane betref, die afgelope jare heelwat beter graanoes gewees. Goeie oeste, natuurlik die nadele is pryse het gedaal. As ons nie dink aan mieliepryse hier vanaf die 7.000 na 4.000 rand per ton toe. Sojaboonpryse ook heelwat gedaal en natuurlik droëboonpryse is ook aansienlik af. Die enigste wat gehou het is sonneblom, maar baie boere sê vir my, hy werk liewer met 'n groot oes en laer pryse as 'n klein oes en hoë pryse. Nou die vooruitsigte vir die nuwe seisoen op die oomblik lyk goed. Dit lyk of ons weer goeie oeste gaan hê. Dit beteken natuurlik pryse kan plat bly. Vir die volgende ruk, maar uitvoere loop ook sterk. Uitvoere vir die jaar lyk vir my gaan so by die 2,4 miljoen ton mielies wees. Ons voer sojabone uit, ons voer natuurlik vrugte uit en dies meer. Die enigste valkol is koring.
Die koringbedryf Wurg met 'n prys van 6.000 of 5.800 rand per ton. Is daar nie 'n manier wat boere in die Wes en die Suid-Kaap kan geld maak nie. So daar is baie groot druk. Natuurlik deel hiervan is die staat wat nie sy tariefbeleid reg aanpas nie. Maar daar gaan onafwendbaar veranderings kom en ek vermoed daar gaan 'n groter swaai na canola toe kom. Dan ons sitrusuitvoere hierdie jaar was ook 'n rekord sitrusuitvoerpoging 2.2 miljoen kartonne as ek reg onthou. Dan ook privatisering van die hawens duur voort, privatisering van die spoorlyne duur voort en elektrisiteit is besig om te verbeter. So regtig 'n baie beter vooruitsig. Of gebeur in die laaste jaar wat ek dink gaan voortduur in die nuwe jaar. Dan natuurlik die laer voergraanpryse het intensiewe veeboere se winsmarges aansienlik verbeter. Daar heers redelike optimisme in die vleisbedryf. Ek praat oor van die intensiewe vleis- en eierbedryf. Varkvleispryse het die seisoen 'n nuwe hoogtepunt, seisonale hoogtepunt van R40 per kilogram bereik. Hulle voermarges is goed en hulle is besig om verliese van die vorige 2 jaar terug in te haal. Eierpryse bietjie gedaal, maar goeie winsmarges. Melkpryse ook redelik goed met goeie winsmarges. En 'n redelike sterk vraag wat besig is om te verbeter. En wolpryse het ook die jaar aansienlik verbeter. Julle sal onthou ons was maar diep in die moeilikheid so 'n klomp maande terug, selfs laas jaar. Dit het heelwat verbeter. Lamvleispryse het baie verbeter hier na R110 per kilogram. Onthou is dit hier by R70-80 per kilogram gedraai. En dan verbasend die laaste paar weke beenkalfpryse redelik skerp gestyg na bo kan die R40 per kilogram. Van julle sal onthou 'n jaar of wat terug het ons gepraat van R27 per kilogram. Natuurlik 'n deel hiervan is klas A beesvleispryse is heelwat hoër, hier by die R73 per kilogram op die oomblik. En voerkrale, veral kleiner voerkrale wat nog steeds kan bemark en wat nie onder kwarantyne is nie, het baie goeie voermarges en dis natuurlik hulle wat nou die speerkalvers opkoop en goeie voermarges. En onthou weer, daar is 'n mark vir vleis. Die groot probleem is ons beesvleis uitvoer het ons so 1.5 miljard verloor. Ek dink ons gaan dit moeilik terughaal. En dan het ons al daaroor gepraat, 'n herstrukturering in die voerkraalbedryf, beesbedryf is onafwendbaar. So kom ons sluit af. Ek glo die siklus het gedraai. Ek glo ons is besig om 'n beter ekonomiese siklus in te beweeg. Die politici is besig om mekaar in die tronk te probeer kry, so dit is goeie nuus. Onthou net, dis langtermyn draaie, so dit is goed om nou te dink oor die volgende jaar of 2, hoe om jou besigheid in plek te kry, dan die siklus het gedraai. Onthou net, inflasie gaan ons nie meer red soos 'n klomp jare terug nie, maar rentekoste is ook besig om te daal. So ek dink all over vir my, kry jou planne in plek. Dis 'n goeie jaar as verby is as ons terugkyk. Natuurlik is daar probleme. Ek probeer nou nie sê dis net maanskyn en rose nie, maar kom ons let op die positiewe en kom ons bou op die positiewe vorentoe. Groete van Johanne Willemse en dankie vir die jaar wat verby is. Ek hoop julle het 'n baie geseënde Kersfees. Lekker uitrus, nuwe planne maak vir die nuwe jaar. Groete.